Goeiemôre Marilou, goeiemôre aan die luisteraars. Dis weet het. Ek lees jou boodskap as dit hier voor my. Ja. Hoe gaan dit? Nee wat, ons gaan aan, klaar ons nie. Dis awesome, is lekker om jou weer te sien, hoor. Ja, ek gaan my baie die maand sien, moenie worry nie. Awesome. Ja. As hy. Nou ja, geliefdes, weer eens goeiemôre. Het is altyd heerlik om hier te wees in julle teenwoordigheid saam met ons almagtige God en Vader. Hoekoms en waaroms? Ons ken almal daai gesegde, nou, hoekom dit en waarom dat? En dis die vraag wat ek vanoggend met na julle toe kom mee. En ek glo meeste van ons, as dit nie almal van ons het al dit gevra nie, hoekom het dit my gebeur? Waarom het dit my gebeur? En dan kom ons by die ander vraag, hoekom het God dit toegelaat? Hoekom moet ek deur hierdie smarte gaan? Hoekom moet ek deur hierdie lyding gaan? Hoekom? Met die waaroms daarbey. Nou ja, die tipe vraag kom gewoonlik uit harte uit wat bitter is. Harte wat seer gemaak is. Daar waar die pyn ingewortel is, met die onsekerheid en verwarring, as gevolg van dinge wat in 'n persoon se lewe gebeur het. En ons is nou besig om nou spoed op te tel na hierdie silly season van hierdie jaar toe, né? November is hier op sy einde, is al klaar hier in die middel. Ons is sterk op pad net Desember toe na jaareinde toe. En al wat almal sien is net die vakansietyd wat voorlê. En vir baie is dit alreeds smarte wat hulle vir hulle self oorbring en oorspreek. Ons loop baie, en baie keer daai pad wat ons stap, en meeste, ek gaan so ver gaan om te sê, meeste van die tyd daai pad wat ons stap, né? Besef ons glad nie wat die gevolge daarvan gaan wees nie, want ons dink nie daaraan nie, want ons gaan ons in die moment, as ek dit so kan stel, ons gaan met die flow of a go daarmee, met daai pad saam. Maar wanneer dinge skeefloop, wanneer daar struikelblokke, hindernisse, teleurstellings op daai pad kom, wie blameer ons? Wie verwyd ons? Vir die almagtige God en die hemelse Vader. Dit is ons nou maar sy skuld wat dit met ons gebeur. Nie myne nie. Glad nie my skuld nie. Ek het mos niks daarmee te doen gehad nie. Ons kom in hierdie punte in, dat dit gebeur met hom baie keer deur ons eie onnoselheid, deur ons eie besluite wat ons neem wat verkeerd is, deur ons eie hardkoppigheid, daai keuses wat ons vat. Maar het jy geweet, die Vader kom, en dat wat jy nou deurgaan, en deurgegaan het alreeds in jou lewe, en dit wat ons nog gaan deurgaan, gebruik hy, om ons nader aan hom te bring. Daai foute, daai uitdagings in ons lewe, gebruik hy om ons nader aan hom te trek. Mits ons wil toegee om nader getrek te word. Mits ons wil toegee. Vir ons lyk dit baie keer sinloos. Ons kan dit nie verstaan nie. Maar die Vader kom en hy gebruik dit om ons te vorm. Die woord sê nie verniet, hy is die potterbakker en ons is die klein nie. Hy gebruik dit om ons te vorm. Hy gebruik ons om daaruit te leer, as ons wil leer, maar ongelukkig party mense wil net nie leer nie. Hy gebruik dit sodat ons kan versterk in ons gees en ons karakter verder op te bou. Weet as ons gaan na Romeine 8 toe, Romeine 8, daai hoofstuk praat oor 'n nuwe lewe onder die genade, die gees van heiligheid en die aanneming as kinders van God. Dit is waaroor daai hoofstuk gaan. Nou, ek het net 'n paar verse uitgehaal vanoggend wat ek graag met julle wil deel. Hier van vers 24 af tot 30 toe. Wat sê, want ons is gered in hoop, maar die hoop wat gesien word, is geen hoop nie. Want wat iemand sien, waarom hoop hy dan nog? As jy kan sien, hoekom wil jy hoop daaroor? Want dit is mos nou daarso. Maar as ons hoop wat ons nie sien nie, dan wag ons daarop met volharding. En net so kom ook die Gees ons swakhede te help.
Want ons weet nie reg wat ons moet bid nie, maar die Gees self tree vir ons in met onuitspreeklike sigtinge. En hy by die harte deursoek, weet wat die bedoeling van die Gees is, omdat hy ooreenkomstig die wil van God vir die heiliges intree. En ons weet dat vir hulle wat God liefhet, alles ten goeie meewerk, vir hulle wat na sy voorneme geroep is. Onthou daai vers, dis vers 28. Want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordeneer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun, sodat hy die eerstgeborene kan wees onder baie broeders. En die wat hy van tevore verordeneer het, die het hy ook geroep. En die wat hy geroep het, die het hy ook geregverdig. En die wat hy geregverdig het, die het hy ook verheerlik. Sê geliefdes, ek en jy het nie verskoning om God te wil blameer vir iets nie. Ons het onsself om te blameer. Want ons laat toe dat Satan die duiwel hou vas op ons kry. Ons laat toe dat hy ons gedagtes gaan oorvat, laat hy ons infiltreer. Hoe sal hulle sê, laat hy ons capture, laat hy ons skaak. Dit is nou nie state capture of municipal capture nie, maar dit is geestelike capture hier, wat ons toelaat in ons lewens. En daarom moet ons onthou, wanneer dit kom op baie punt, en ons begin vir die Vader te sê, maar hoekom en waarom? Hoekom het jy dit toegelaat? Waarom dit? Ek het nog soveel gehad wat ek wou gedoen het. Ek wil nog so graag iets vir die persoon gesê het. Hoekom het jy hierdie geliefde uit my lewe uit weggeruk in dit? Waarom het jy dit laat veroorsaak? Moet ons net bietjie mooi gaan sit en terugdink. Was daai persoon se lewenspad nie miskien klaar vir sy leeftyd op hierdie wêreld nie? Dat God hom moes huis toe roep nie. Want onthou, alles is nie die vyand wat kom steel en vernietig en verwoes nie, hoor. God het 'n begindatum vir my en jou daar gestel, en so ook ons einddatum. Maar ek en jy het die keuse om te bepaal, deur ons dade en ons optrede, of ons die einddatum wat die Vader vir ons gestel het, of ons dit gaan bereik. Ons vra baie keer en sê, wow, daai persoon 100, 110, 115, 120 jaar, 90 jaar, 80 jaar oud geword. Ja, sy leeftyd, ja, dit is 'n leeftyd. Maar dit is 'n leeftyd deur die genade van God. Want jy sal vind wat daai mense loop nog al die pad in die wil van God. Een ding wat u moet besef vandag, maak nie saak wat oor hierdie feestyd wat in die aankom is gaan gebeur nie. Met al die spekulasies van die werke wat met retrenchments kom en al hierdie tipe goed nie. God is nog steeds in beheer. Soos wat die Vader gister in beheer is, soos hy vandag op hierdie oomblik in beheer in ons lewens, so sal hy môre in beheer wees van ons lewens. Ons verstaan dit nie altyd nie, geliefdes. Ek wil net sê, vertrou op God. Ons hoef dit nie te verstaan nie, vertrou net op hom. Want God se plan vir my en jou is baie groter as die pyn wat ons moontlik nou ondervind, of pyn wat ons nog gaan ondervind, of pyn wat ons alreeds deurgegaan het. En daarom wil ek u vanoggend bemoedig. Staan net op die beloftes van God in sy woord. Want die Vader breek sy woord nimmer en meer nie. God het nog nooit sy woord gebreek nie. Dis ek en u wat ons woord teenoor hom breek. Dis ek en u wat ons rug op hom draai. So wanneer jy weer op daai kruispunt kom en jy wil weet waarom en hoekom, gaan raak jy stil en vra vir jouself, waarom en hoekom het ek dit toegelaat wat dit oor my lewe kom? Hoekom het ek dit toegelaat? Waar is my tekortkominge? Waar het ek afgedwaal? Waar het ek wegbeweeg? Dit is waar ons moet begin, voor ons vir God vra, waarom en hoekom laat jy dit toe? God is nie vir alles te blameer nie. Alles behalwe. Kom ons raak stil. Magtige God, Hemelse Vader, Here, vanoggend kom ons almal eendragtig
glo ek saam voor U, elke luisteraar ook, met 'n hart van reinheid, eerder as 'n hart wat net 'n behoefte aan liefde en aanvaarding het. Vader, ek glo elkeen soos ek, het hulle ook hulle sondes voor U bely. En daarom verstaan ons vanoggend, Vader, waarom dinge gebeur. Maar ons verstaan dit ook nie altyd nie, Vader. Maar Vader, of ons dit nou verstaan of nie verstaan nie, kom ons vanoggend na U toe. En ons kies om U te vertrou en op U woord te staan. Daarom, Vader, vra ek, help ieder en elk van ons om te sien dat self die swaar kry in ons lewens deel is van hierdie groter doel en groter plan van U in ons lewens. Bring dan daarom vrede deur die Heilige Gees, wysheid en geloof in ieder en elk van ons om rus in U te vind, Vader. Ek weet, Vader, die vyand Satan, die duiwel kom en hy sê, nee, dit is nie so nie. Hy wil jou straf. Die God wat jy aanbid, wil hy jy moet swaar kry. Hy wil jy moet ly. Ons weet dit is leuns, Vader, want U woord maak dit vir ons baie duidelik. En daarom kan ons kom vanoggend in die naam van Christus Jesus, ons saligmaker en verlosser, en sê, ons sny dit uit ons lewens uit. Ons sny dit af. Ons verklaar dat dit afgesterwe het in ons lewens, dat dit geen verder effek gaan hê in sy naam nie. Want Jesus het dit alreeds oorwin, hy het dit alreeds verwyder uit ons lewens uit. En daarom vra, Vader, is ons vertroue vanoggend in volle weë op U, sodat ieder en elk van ons kan uitgaan vandag, en ons kan seën in lewe oor ons medebroers en susters gaan spreek, soos wat dit ek vanoggend wil aanspreek hierso, en sê, Satan die duiwel, ons vrees jou nie meer nie. Ons vrees ook nie vir die mense meer wat onder jou gesag en jou autoriteit staan nie. Want ons staan onder die autoriteit van Christus Jesus, die saligmaker en verlosser, die een wat alreeds ons kaartjie vir ons betaal het, vir daai laaste trein na die ewige hemel toe. Daarom kom ek nou op gesag van die woord, Vader, en ek spreek lewe oor elke persoon se gesondheid vanoggend. Ek hoor die boodskappe, mense wat hospitaal toe gaan, ek spreek uit dat die genesing alreeds daar plaasgevind het, dat U daai skalpel vashou, dat U die operasies uitvoer. Dat daar lewe is oor elkeen se finansiële omstandighede en situasies, oor hulle huwelike, hulle verlovings, hulle verhoudings, waarin hulle betrokke is, lewe opnuut in elkeen se persoon se besigheidsonderneming wat U hulle in beheering van gesit het, as ook dan lewe in elkeen se werksituasie, daar waar hulle in diens geneem is. Maar Vader, dat daar opnuut lewe is in elke een se persoonlike geestelike welsyn. En laat dit oorvloei na nuwe lewe in die huislike geestelike welsyn van ieder en elkeen. Ek dank U dat die Heilige Gees nooit terugstaan om die lampe net weer op te top, of om vooraf vol te maak, of na U te bring, sodat U weer kan herstel, daar waar het gekraak of stikkend is, waar die Heilige Gees, die lewe van Jesus Christus, daai lig uitgestap het nie. Ons dank U, Vader, vir U genade, U grootheid. Geliefdes, die almagtige drie-enige God seën en behoed U. Die Vader laat sy aangesig oor U verheffend skyn. Hy gee aan U vrede, en hy kom op nou en hy plaas sy naam, die naam Vader, Seun en Heilige Gees, op elkeen van julle se harte. Hy graveer dit daarin, die hart wat hy nou weer opnuut daar geplaas het. En hy sê vir jou, my kind, ontvang my seën, ontvang my genade, voel hoe my aangesig oor jou verhef word, en hoe ek vrede oor jou lewe bring vanoggend. Dit alles, wat deur die Christus Jesus, ons saligmaker en verlosser, in sy naam, vir ons gedoen word. Amen. Amen. Dankie. Ja, die Here hou sy belofte. Altyd. Maar ons moet dit net toelaat. Ai, Net, so waar. ons moet dit net toelaat. 'n Mens wys eintlik baie jare. As ek terugkyk na my lewe en ek dink aan wat ek ook al gedoen het en gesondig het. Ja. As jy mens weet wat jy nou weet, jy kyk terug, what a waste. Ek het baie van my jare gemors, en ek praat van 30, 40 jaar. Ek gemors het, omdat ek nie wou luister nie. Omdat 'n mens hardkoppig is. Ja. Maar dit is so.
Ek sê altyd vir Here, so dankie vir al die goed in my lewe, maar vir al die sleg ook, want as ek nie deur die sleg was nie, het ek nie geleer nie. En hoe kan jy ander mense help as jy nie weet nie? So, Absoluut nie. dis verseker so. God gebruik dit vir jou om ander te help weer. Dis so waar, nee, en so het elkeen 'n roeping op hulle lewe en ons Amen. moet die Vader toelaat. Dis daai. So dankie vir jou woord. Baie dankie julle en dankie vir die luisteraars.